Baie welkom as jy vandag ingeskakel het by hierdie boodskap. My gebed is dat die Here vir jou en vir my sal ontmoet deur hierdie woord. En dit is hoe hy oor millennia kies om mense te ontmoet. So mag die Here vandag net weer getrou wees, soos wat hy eintlik maar net altyd is, omdat hy God is. So ek wil dadelik begin dit sê. Daar's een ding wat jy van my weet, en wat ek van jou weet, en ek is nou baie bewus van die feit dat ek nie eers eintlik weet wie sit nou op watse bank, of kyk nou deur watse toestel na hierdie boodskap nie. So hoe kan jy nou sê, rarig Marika, jy ken nie vir my nie, maar daar's rarig een ding wat ek van jou weet, en wat jy van my weet, okay, so is dit nou, drumroll, dat ons gelukkig wil wees. Daar's iets in my en jou wat sê, maar ek wil net happy wees. Los my net uit. Ek soek nie al hierdie pressure nie, ek soek nie al hierdie angs nie. Ek wil net eintlik soos my ding doen en gelukkig wees en tevrede wees met waar ek in my lewe is. Okay, maar hier is ons probleem. Jou brein is nie geprogrammeer om jou gelukkig te maak nie. Dit is nie prioriteit nommer 1 vir jou brein nie. Jou brein is geprogrammeer om jou veilig te hou. Okay, anders gestel, jou brein is geprogrammeer om jou lewendig te hou. So, dink gou aan die oertye. In die oertye was mense die hele tyd op soek na bedreigings. 'n Leeu wat my kan bespring, 'n afgrond waarteen ek kan afval, 'n bessie wat ek kan eet wat my kan vergiftig. So die brein is in oorlewings program. En nou kan ons vra, okay, maar ons leef ons nie meer in daai tye nie, ons leef nou in ander tye, het die brein nou regtig nie nou intussen nou al so bietjie slimmer geraak en bietjie ge-evolve na ietsie beter toe nie? Wel nee. Ek glo nie, vreeslik wat dit aanbetref nie, want ons brein, dit lyk vandag anders as in die oertye, dink ek, ons het nou nie meer 'n leeu wat ons kan bespring nie, maar ons brein is ook maar die hele tyd op soek na moeilikheid, na negatiewe goeders, na dinge wat ons bedreig, na dinge wat ons kan seermaak. So dit speel byvoorbeeld in ons dag uit. Iemand kom verby en hulle maak sommer net so 'n billekant aanmerking, en jy wonder by jouself, wat het daardie persoon nou eintlik bedoel? Was dit gerig op my? Kan ek iets daaraan doen? En daardie persoon het dalk nie eers, hulle dink nie eers 2 keer dat hulle dit gesê het nie, maar jy speel dit oor en oor soos 'n plot in jou kop, want is hierdie nou 'n bedreiging vir my of is dit dalk nou nie? So jou brein is nog steeds op soek na moeilikheid, om jou te beskerm, maar onthou dit waarna jy soek is dit wat jy gaan kry. So ek het nou hier 2 glase. Hierdie 2 glase is verskillende denkstrome. Positiewe denke, negatiewe denke. Okay. Jy doen 'n klomp goed. Okay. Jy hanteer iets moeilik op 'n goeie manier. Jy hanteer iets beter as wat jy die vorige keer dit gedoen het. Jy hou by jou woord. Jy gee nie op nie. Jy stel prioriteite en jy hou daarby. Jy's gaaf met iemand. Jy kry dit reg om jou kop hoog te hou wanneer jy in 'n moeilike situasie is. Jy leer iets nuut en jy kry reg om dit toe te pas. Jy sien iemand anders se behoeftes raak en jy doen iets wat daadwerklik 'n verskil maak. Jy staan op wanneer jy eintlik voel jy eerder wil hê. Jy sê nee vir 'n ding wat jy weet nie vir jou gaan goed wees nie, al is jou eerste instink maar net om ja te sê om die vrede te bewaar. Sien julle? Positiewe, goeie goed, wat waar is van jou. Maar dan gebeur daar, 'n persoon maak 'n opmerking, en jy wonder, wat het dit beteken? Jy maak 'n fout, en hy maak vir jou heeltemal lam. Goed? Sien julle dit? Hier is 'n duidelike waarheid, 'n vol stroom. Hier is 2 in. Amper, wat? Is daar iets in hierdie glas? Maar ons brein het die vermoë om al die goed op sy te skuif en te fokus op hierdie twee
gedagtes, 2 goetertjies, 2 insidente, 2 vinnig verbygaande oomblikke. Maar jy haak hierby vas. Is dit nie dan nou waar, as jy die 2 goed langs mekaar sien, dat hierdie eerder jou waarheid gaan wees nie, dat dit jou storie is, dat dit jou verhaal is, dat dit is wie jy is, dat dit jou identiteit is, dat dit jou waarheid moet wees. Maar onthou, ons brein wil hierdie goed oor en oor speel, want dis die goed wat ons bedreig. Maar ons moet hierdie waarheid leef, en ons moet teen ons eie brein werk. Maar die Bybel sê, kinders van die Here kan dit doen. Want kinders van die Here het die Heilige Gees. En die woord sê dit op baie verskillende plekke. So, ek wil vir julle 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 lees. Dit klink so. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens wat ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ek neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Goed, ek wil sê, as jy die hele hoofstuk 10 lees, die opskrif van hierdie hoofstuk is Paulus verdedig sy apostoliese gesag. Dan sien jy dat hierdie 3 verse eintlik in 'n hele argument is waar Paulus besig is om sy gesag te regverdig. So, daar het iets in die gemeente gebeur en daar's onenigheid oor Paulus se betrokkenheid by hulle. Maar hy is 'n kerkplanter, maar een of ander iemand het iets gesê wat Paulus se geloofwaardigheid aantas. En nou wonder die mense, maar praat hy die waarheid en is hy iemand na wie ons kan luister? En dan kom hy en hy sê, natuurlik kan julle na my luister, want die gesag wat ek dra kom nie van myself af nie, die Here self het dit vir my gegee. Ek is geloofwaardig. Julle kan maar na my luister. En dan sit hy hierdie 3 verse, so in die middel van hierdie hele argument wat hy probeer voer om te sê, maar hou net op om tyd te mors om oor my geloofwaardigheid te redekabel. Die belangrikste ding waarby ons moet uitkom is geestelike volwassenheid. En dan het hy hierdie stukkie teologie, hierdie stukkie sielkunde hier in die middel. So eintlik wat hy probeer sê is, hy kan op 'n manier verstaan hoekom dit nou maklik is vir mense om die negatiewe goed van hom te glo. Want onthou, ons brein is soos, wag, is die gevaar, is die moeilikheid, kan ons na daai ou luister? Dis maklik om die kinderstories te glo, as sy hele lewe eintlik die bewys al gewys het van, hoorie, maar julle kan my vertrou. En dan gee hy vers 3 tot vers 5. Nou hoor gou daai gedeelte. Dit het baie werkwoorde in, vers 3 tot vers 5. Maar vers 5 spesifiek sê, vang gedagtes. Dit sê, staan die leuen tee. Dit sê, maak dit gehoorsaam aan die stem van God en gaan doen wat hy vir jou vra. Dis 'n aktiewe daad, dis 'n aktiewe doen ding. Dis 'n ek vang my gedagtes. Ek gaan nie net laat goor goeters wat baie minder in die groot minderheid is in vergelyking van dit wat die Here deur my wil doen. Ek gaan nie by hierdie goed vashak nie. Ek gaan gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Ek gaan hierdie goed vang. Ek gaan aktief in 'n proses myself en my gedagtes begelei, want dit is waar die oorlog is, om te kies wat die Here vir my sê, wat waar is van my. So, die tema van vandag is die môre waarvoor ek gister gebid het. Nou wil ek bietjie uitkom by hoe kry ons dan ons brein om nie te doen wat hy gemaak is om te doen nie. Ons moet onthou dat dankbaarheid eintlik voorop staan. Dat die Bybel sê dankbaarheid is 'n intentionele oefening. Dit is dis 'n opdrag van die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê, wees altyd bly en dankbaar. Kolossense 4 vers 2 sê, wees waaksaam en dankbaar. Nou dit kan so wees, dat dit dalk met jou goed gaan, maar jy voel nie gelukkig nie. Want ons het by gelukkig begin, ons wil gelukkig wees. Dit kan wees dat jy 'n klomp goed in jou lewe het wat nou werk. Nee, goede wat jy gister voor gebid het, is nou vandag al waar van jou.
maar dit maak jou nie gelukkig nie. Hoe werk dit? Julle die goed waarvoor ons gebid het, die goed wat ons wil hê, plaas ook 'n bepaalde lading op ons. So, die huis waarin jy bly, het 'n sigbare lading, nê. Die pype bars en jy moet loodgieters bel en die verf stop af maar dis die huis waarin jy nou altyd wou gebly het, maar die huis van is 'n bietjie van 'n mission. Hierdie kinders en hierdie klein kinders van jou, hulle is jou hele lewe. Ek bedoel niemand betwyfel dit vir 1 sekonde nie. Jy wou hulle God het julle van die Here afgebid, maar hulle is 'n groot verantwoordelikheid en dis hierdie onsigbare eise van die goed wat ook goed is in ons lewe, wat ons brein moeg maak, wat ons eintlik, jou brein wil jou beskerm teen hierdie gevoel van oorweldig, ek is oorweldig, ek het te veel goed om te doen, ek het te veel goed om by uit te kom, ek jaag myself mal, ek het te veel lysies, te veel mense verwag te veel goed van my, wat goeie goed is, om besig te wees is goed, dit bedoel ons leef ons gawes uit, dit bedoel ons leef binne in ons roeping, maar jou brein sê ek's oorweldig, en dan al wat hy doen is, hy maak jou net dof, hy maak jou half dom, so of jy veg, of jy vlug, of jy vries, of jy, dit is die brein se werk, hy moet jou beskerm, hy het 'n beskermingsmeganisme ingebou, maar dan sê die Bybel vir ons, okay, maar wag, stop net, hoe werk ons hierdie ding teë? Dankbaarheid, stop en sê, Here, dankie, vir dit wat waar is. Here, dankie vir dit wat U in my lewe doen. Here, dankie, ek sien raak, U is aan die werk in my lewe. Here, ek is so in afhanklikheid leef ek van die mooi goed wat U elke dag in my lewe doen. So, dit werk soos die les om oor die straat te stap. Voor jy oor die straat stap, wat doen jy? Jy stop, jy kyk, jy gaan. Voordat 'n kar jou trap, nê. Dit is wat ons met ons gedagtes doen. Dit is wat 2 Korintiërs 10 sê. Moenie net toelaat dat al hierdie wille goeters in julle koppe aan die gang wees nie. Wag, stop. Kyk. Here, okay, maak gehoorsaam aan die Here. Stop, jy moet eers stop. Nou, ek dink ons val baie keer by die eerste ene. Ons stop net nie lank genoeg nie. Ons hou net aan. Ons dink as ons bly hardloop, dan gaan ons beter voel oor onsself. As ek net lank genoeg stop, dan gaan ek baie uitgefreak raak, want dalk gaan dit nie eintlik baie goed met my nie. So, ons stop net nooit lank genoeg nie. Maar okay, as ons gestop kan kry, en ons kan ons gedagtes net so bietjie stop, en ons kan hulle kyk, ons kan sê, okay, maar wat is hierdie? Is hierdie goed vir my? Is hierdie sleg vir my? Is hierdie 'n goeie ding in my lewe? Gebruik jou sintuie, sien raak wat die Here doen. Eet jou kos om 'n tafel, moenie net altyd jou kos in 'n kar eet nie. Hoor die voeltjies wat fluit, moenie net telefone hoor lui en notifications op ander mense se fone en die TV wat blaar nie, hoor actually natuurvoëls, hoor dit. Voel mekaar, gee drukkies, dit is hoe ons onsself in die oomblik inkry, stop, kyk, gebruik jou sintuie, is hierdie ding goed vir my, is hierdie ding nie goed vir my nie, wat gaan hier om my aan? En dan gaan jy, dan as jy dit gehoorsaam gemaak het aan die stem van die Here, selfs al is dit 'n negatiewe ding, dan sê jy, Here, wat wil jy, wat moet ek leer uit hierdie fout? Hier's 'n fout, ek het 'n fout gemaak, Here, wat wil jy, moet ek leer uit hierdie ding? Okay, ek gaan met U hulp nie weer dit doen nie. En dan draai jy dit ook in 'n positiewe in. Maar daarvoor moes jy gestop, gekyk en gegaan het. Ek wil vir julle 'n storie vertel van Susanna Wesley. So, sy is die moeder van die Methodiste kerk. Susanna Wesley was getroud met 'n dominee, maar hy het geld gesteel by die kerk, so hulle het hom gevang en geneem en hy was in die tronk. Okay, so sy was 'n enkelouer. Susanna Wesley, sy huis het 2 keer in haar lewenstyd afgebrand. Sy het 19 kinders in die wêreld ingebring, maar net 10 het bly leef. So dink gou aan daai ongelooflike groot verliese wat sy beleef het. Hierdie vrou het daai 10 kinders alleen grootgemaak. Sy het hulle tuis geonderrig. 6 ure elke liewe dag van haar lewe het sy daai 10 kinders geleer. Sy het in 'n week, het sy 1 uur
one-on-one tyd met elke een van haar 10 kinders spandeer. Kan julle dink, hulle was arm in 'n klein dorpie. Ek bedoel, haar man sit in die tronk, wat se geld het sy? Sy kyk maar na haar kindertjies. So hulle het waarskynlik in 'n klein huisie gebly. Okay. Sy het vir hulle Sondagskool gegee. In haar kombuis het sy aanvanklik op Sondag toe nou maar begin om Sondagskool te gee. Toe die kinders van die buurt bygekom, toe die ouers van die kinders van die buurt bygekom, dat hulle op die einde van die dag in 'n skuur kerk gehou het op 'n Sondag waar sy die dienste gelei het vir meer as 100 mense. Hierdie vrou wat baie pyn ken. Hoor gou hoe het sy hierdie ding gedoen? Sy het 'n voorskoot gedra, so dit was dalk vuil vingertjies en verf en wat sy hierdie kinders, hier maak sy gou kos, terwyl sy hierdie ene leer. Maar dan het sy gaan stop en in haar kombuis of waar ook al sy was en die voorskoot wat sy aangehaat het oor haar kop getrek. En dan het al 10 daai kinders geweet. Nou het mamma haar privaat tyd. As daai voorskoot so oor haar kop was, het niemand van hulle gewaag om met haar te praat nie. En onder daai voorskoot, dis waar sy gebid het. Dit is waar sy gesê het, Here, wag, ek kan nie. Ek is besig, ek gaan dalk mal raak. Ek kan nie. Hoe moet ek al hierdie goeders doen? Hierdie eise. Wat gaan hier aan? Al hierdie negatiewe goeders. Ek kan nie. Ek weet nie hoe gaan ek. Dan sit sy daai voorskoot en sy sê, Here, wat wil U van my hê? Vereenvoudig asseblief dit vir my. Vang my gedagtes. Maak dit gehoorsaam aan die Here. Al Susanna wat ek van jou wil hê is leer hierdie kinders en hê hulle lief. Okay, Here, is al wat ek gaan doen. Dan klim sy onder daai voorskoot uit en sy gaan leef haar roeping uit. Susanna het onder haar voorskoot die moeder geraak van 'n kerk. Haar 2 seuns, Charles en John, was die stigters van die Methodiste kerk. Daar duisende Christene. John Wesley sê van sy ma, hy het amper te doen gehad in sy lewenstyd met al die teoloë in Engeland. En nie een van hulle kon die evangelie vir hom so duidelik verduidelik soos sy eie ma nie. Susanna het genoeg goed gehad om haar vas te vang. Maar dis nie wat sy geleef het nie. Sy het haar waarheid geleef onder 'n voorskoot, deur te stop, te kyk, gedagtes gevange te neem. Here, wat is hierdie goeters? En dan net te gaan doen dit wat die Here haar na toe roep. Mag ek en jy ook ons brein teenwerk, hy wil jou net beskerm, deur die krag van die Heilige Gees. Laat ons kan begin sien wat eintlik van ons waar is, sodat ons tevrede en gelukkig kan wees. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons die kinders mag wees. Liewe Here, dankie dat ons nie uitgelewer is aan die Satan en sy planne nie. Die woord sê so duidelik vir ons, daar is hierdie stryd aan die gang. En hierdie stryd is nie 'n sigbare ding nie, hierdie stryd is nie 'n vleeslike ding nie, hierdie stryd is groter en meer kompleks as wat ons self kan verstaan. Maar ons is nie uitgelewer aan dit nie, want deur U Gees wat lewend is in ons, kan ons die vermoë ontwikkel om binne in die geharwar, binne in die chaos, binne in die brandende huise, binne in die gebroke verhoudings, binne in die verliese, te sê, maar wag, daar's ook baie ander goed wat wel van my waar is. Sal U ons asseblief kom wys, help vir ons om te stop, te kyk en dan te gaan doen. Amen. Mag jy gelukkig wees, omdat jy die vermoë ontwikkel om jou gedagtes gehoorsaam te maak aan die stem van die Here. Amen. U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my,
U het betaal en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dan, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dan, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dan, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek, hoor my lied vir U, o Heer. Daarom sing